wat ek nie sien nie. Ek glo in wat nog kan gebeur. Vader, Seun en Heilige Gees, in U alleen ek glo. Al voel my wêreld donker en my hart en siel is uitgeput, sal ek bid. As kettinge my wil vashou en die storms my wil buig, sal ek juig. Want deur alles wat gebeur is daar iewers iets om te leer. Deur die seer, al raak die lewe donker, ek weet hy sal my stywe vashou. Ek bly vertrou want ek glo in dit wat ek nie sien nie. Ek glo in wat nog kan gebeur, wat ek weet, wat God vir my beplan is goed, is nie die beste. Ek glo dat als môre kan verander. Ek glo my God is in beheer. Vader, Seun en Heilige Gees, in U alleen ek glo. Al dwaal ek deur woestyne met vrese wat my omring, sal ek sing. As die winterwinde koud raak en die vyand my wil beroof, sal ek U loof. Deur alles wat gebeur is daar iewers iets om te leer. Deur die seer, al raak die lewe donker, ek weet U sal my stywe vashou. Ek bly vertrou want ek glo in dit wat ek nie sien nie. Ek glo in wat nog kan gebeur, wat ek weet, wat God vir my beplan is goed, is nie die beste. Ek glo dat als môre kan verander. Ek glo my God is in beheer. Vader, Seun en Heilige Gees, in U alleen ek glo. Ek weet sy genade, dis genoeg vir my. In alles wat ek doen, alles wat ek sê, sal ek sy naam bely. Ek glo in dit wat ek nie sien nie. Ek glo in wat nog kan gebeur, want ek weet wat God vir my beplan is goed, is nie die beste. Ek glo dat als môre kan verander. Ek glo my God is in beheer. Vader, Seun en Heilige Gees, in U alleen ek glo. Ek glo. Ek glo. Geliefdes, hartlike goeiedag en baie welkom by vandag se boodskap. Ek is pastoor Pieter Boysen van die JCRM familie in die Oosrand. Na afloop van vandag se boodskap nooi ek u uit om die nagmaal saam met my en my gesin te gebruik. U kan solank die wyn en die brood regkry, maar voor ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons Hemelse Vader. Ons dierbare Heer en Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie. In hierdie land van ons waar ons U kan aanbid, sonder om vervolg te word. Maar Heer, daar is soveel mense wat U graag wil aanbid, wat nie die voorregte het as wat ons het nie.
neem my uit die prentjie uit. Laat U daardeur gesien word. Vader, maar laat dit nie my stem wees nie, maar laat U deur my praat. Heer, ek dank U vir elkeen wat hier sit vanmôre, vir elkeen wat na hierdie boodskap gaan luister, en vir elke engel wat U gestuur het om hierdie banke vol te sit vanmôre. My Vader, ek bid vir die wat minder bevoorregd is as ek, en vir die wat nie het, of kan deel wat ons het en kan deel nie. My Heer, aan U die lof, aan U die eer. In Jesus se kosbare naam vra ek dit alleen. Amen. En amen. Geliefdes, toe ek hierdie boodskap gekry het, toe ek hom deurgaan, vra ek vir die Here, is dit regtig wat ek moet bring? En duidelik word daar vir my gesê, gaan lees hom net weer deur. Ek lees deur, en die woord in die Gees kom na my en sê vir my, dis wat ek wil hê jy moet preek vanmôre. Dis die boodskap wat jy moet uitgee. Maar die boodskap se titel, moet God jou in die hemel toelaat. Toe ek die boodskap gekry het, het my ook 'n bietjie geskok, want wat sê God vir ons? Wat vra hy my? Toe ek nou begin uitwerk. Wat vra God my? Hoekom moet ek jou in my hemel toelaat? Hoekom moet ek vir jou, jy wat Pieter Boysen is, hoekom moet ek jou in my hemel toelaat? Ek het begin dink en myself baie vrae afgevra. Maar dankie Here, hy het dit vir my geopenbaar, vir my gewys hoe. Dis hoekom ek dink hierdie boodskap vanoggend is miskien nie vir iemand wat hier sit nie, maar vir iemand wat gaan luister, of wat gaan hoor, of wat gaan lees. Want ek het baie teks wat ek wil aanhaal, maar ek gaan van hulle aanhaal, en van hulle gaan ek net vir julle sê waar om dit te kry. Ons begin by Johannes 14 vers 2. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Dis Jesus wat hier praat met sy disippels en vir hulle sê dat daar wel plek is. Maar kom hy weer terug by my vraag. Moet God ons in die hemel toelaat? Nou verbeel jou vir 'n oomblik dat jou aardse woning, jou aardse lewe kom tot 'n einde. En jy bevind jouself voor die Skepper. Jy gaan verward wees, jy gaan verwondering wees, maar daai gaan verander in verwagting, vreugde, want jy gaan na jou ewige leeftyd, jou ewige lewens, jou tuiste vir jou ewige lewe ingaan. Maar net voordat jy ingaan, stop God jou en vra jou die vraag: hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Hoe gaan jy reageer? Wat gaan jou antwoord wees op God se vraag? Net hierdie een simpel vraagie. Hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Nou baie van ons dink ek gaan op party mense gaan al die goeie dinge wat hulle gedoen het in die lewe vir die Here gee. Party gaan sê dat hulle getrou kerk toe gegaan het. Ander gaan weer sê hulle het 'n lysie van goed wat hulle nie verkeerd gedoen het nie. Dis wel reg, dit is belangrike aspekte, maar dis nie die antwoord nie. Nou gaan julle vra, maar pastoor, wat is die antwoorde? Kom ek sê vir julle. Ek het Jesus Christus, die Here van my lewe gemaak, en hy het al my sondes weggeneem. Wat ook vir ons opgeskryf staan in Johannes 3:17. Want God het sy seun in die wêreld ingestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar, nou moet julle mooi luister, deur hom gered te word. Daar is slegs net een redding, en dit is deur Jesus Christus. Toe God ons geskaap het hy ons geskape met 'n spesifieke doel. Hy het ons geskape met 'n ewigheids op sy gedagtenis. Nie net 'n 70 of 80 jaar bestaan nie. En hy het ons geskape vir ons fisiese lewe en ons lewe hierna. In die boek van Jakobus, word die twee verskillende aspekte van ons lewens vir ons beskryf. Soos opgeskryf staan in Jakobus 4 vers 14. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat vir 'n oomblik verskyn
en sommer weer verdwyn. Nou, jy het al seker die sêding of die spreekwoord gehoor van lewe is kort in vergelyking met die ewigheid. Hebreërs 9 vers 27, 'n mens bestaan net eenmal. 'n mens is bestem om net eenmal te sterf en daarna die oordeel. Almal van ons gaan fisies doodgaan. Dit is iets wat ons nie verby kan kom nie. Ons fisiese liggaam gaan sterf, maar ons siel, waar gaan hy heen? Jy gaan een van twee plekke opeindig, jy gaan een van twee plekke opeindig. Jy gaan of in die hel, of in die hemel. Die hemel, 'n ewige paradys saam met God. Die hel, 'n totale verwydering van God. En ek glo nie een van ons wat hier sit vanoggend wil totaal en al verwyder wees van God nie. Ons wil ons nuwe woning saam met God in die paradys wees. Met die ewigheid in gedagte kan ons aardse lewens vir ons onbelangrik lyk. Maar, is dit waar? Jou ewige besluit, jou ewige bestemming word egter bepaal deur die besluite wat jy op aarde maak. En die belangrikste besluit wat jy kan maak is, wie kan my sê? Om God aan te neem as jou saligmaker. Amen, sussie. Om Jesus die Here van jou lewe te maak. Geliefdes, ons het almal 'n redder nodig en redding nodig. Nou daar is slegs een redder en dis Jesus Christus. Jesus sê vir ons in Johannes 14:6. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Sê dit nie vir ons duidelik dat daar slegs een redder vir ons is nie? En dis Jesus Christus. Die besluite wat ons hier op aarde maak, is ook vir ander redes belangrik. Die manier waarop ons geloof as gelowiges lewe, kan 'n invloed hê op die mense wat God nog nie ken nie. Die mense wat nog nie vir Jesus aangeneem het as hulle redder nie. Gebruik God nie dalk van ons om so te skyn dat ander die werking van die Gees in ons kan sien nie? God gebruik elkeen van ons as Christene om die mensdom rondom ons, wat hom nog nie ken nie, aan hulle te kan bekendstel. Soos dit opgeskryf staan in Johannes 4:14. En nou moet julle mooi luister. Julle is die lig van die wêreld. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Maar elkeen wat drink van die water wat ek sal gee, sal vir ewig nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewige lewe. Is dit nie awesome nie? Is dit nie lekker om te weet dat as ons in Christus is, ons ook in oorvloed kan hê nie? Maar dan gaan hulle nog aan. Dan gaan ons na Matteus 5 vers 15 en 16 toe. En 'n mens steek nie 'n lamp op en sit dit in 'n maatbeker nie, onder 'n maatbeker nie, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Wat word vir ons hier gesê? Dat ons moet leef, ons moet skyn, ons moet onsself uitskyn, of ons moet God se liefde wat in ons is, wat vir ons geskenk is, moet ons laat skyn, sodat ander dit kan sien, en daardeur aangeraak kan word, om ook te begeer eintlik, wat ons het, en dit is Christus in ons. Toe God Adam en Eva geskaap het,
het hy hulle volmaak gemaak, sonder sonde. En hulle was in 'n volmaakte verhouding met hom. Nie waar nie. Hulle het in 'n paradys gewoon, wat tot vandag toe nog nie gekry is nie. Maar, toe hulle in Genesis 3 sonde gepleeg het, of God se bevele vir gehoorsaam was, daar is die woord wat ek soek, dankie Boetie, het hulle wat gedoen. Hulle het sonde in die wêreld ingebring. En, deur hulle ongehoorsaamheid, het die sonde vir almal, vir die hele nageslag, met ander woorde, ons, is dit die sonde vir ons daar geskied. En nou wat is die loon van die sonde? Wat kom deur sonde? Romeine 6:23. Want die loon van sonde is die dood. Maar, is dit nou die fisiese dood, of is dit nou geestelike dood? Fisiese dood gaan ons elkeen wel deurgaan, maar ons het nie nodig om geestelike dood te gaan nie. Ek glo elkeen van ons wat hier sit, wil vir ewig aanhou, saam met Jesus, saam met God, in sy koninkryk. Maar nou moet ons ook verstaan, wat is die dinge wat ons weerhou, om 'n ewigheid in die hemel te kan wees? Maklik, ons sondige natuur. Sê God nie vir ons moet 70 maal 7 keer vergewe nie, soos hy vergewe nie? En doen ons dit? Nee. Nou nadat Adam en Eva van die vrug geëet het, wat hulle nou nie veronderstel was om te eet nie, het God seker met 'n konflik gesit. Hy het met 'n vraag gesit by homself. Dis nou net my siening. Ek kan my verskil, is reg. Hy kon gekies het dat die mensdom nou maar net aangaan op hulle eie, hulle ding doen, en hulle self verwoes en vernietig, of hy kon ingetree het, en 'n uitweg geskep het, vir ons redding. Wat het God toe besluit? God van genade. Hy het gekies, om ons te red, om vir ons 'n redding daar te skep, deur sy liefde en sy genade. Kom ons by Johannes 3:16 uit. Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hulle sê nie kan hê nie, sal hê. Geliefdes, dan sluit Romeine 6:23 ook daarbey aan. Die gawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Is dit nie awesome nie? Om te weet, hier sê God vir ons in sy woord 2 keer, dat ons deur Jesus Christus wel gered kan word. Nou, hoekom is daar so baie wat dit nie wil aanvaar nie? Hoekom is daar mense wat dit nie wil hê nie? Dit gaan my verstand te bowe. Ek weet ek was in die wêreld gewees op 'n stadium, maar dankie Here het my uitgekry daar. Dankie Here het my boetie en 'n sussie en 'n vrou gegee soos julle wat hier sit vanmôre. Amen. Want sonder sy redding, geliefdes, sonder God se redding en sy uitkoms, sal ons vir ewig, en 'n ewigheid is lank. Dis nie net hierdie 70 of 80 jaar wat ons op aarde is nie. 'n Ewigheid sonder hom, ek kan dit myself nie indink nie. Nou God se aandeel en jou aandeel aan redding. Jou redding bring 2 belangrike besluite by mekaar. Eerstens, moet jy die besluit neem of jy God se redding wil aanvaar. En dan tweedens, maklik hier, aanvaar. Wil en doen. Dis die enigste 2 besluite wat daar is wat ons kan doen. Dis wil en doen. Nie waar nie, Boeta? True. Nie waar. Efesiërs 2
vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. God gee dit vir ons, dis verniet, mahala, vry. Daar's nie discount of niks nie, dis verniet. Hierdie kruis wat Jesus gedra het, en waaraan hy gaan hang het, is die prys vir ons sonde betaal. Dis deur God se genade, God se liefde wat geopenbaar word deur sy seun Jesus Christus, wat vir ons redding gebring het. Nou deur geloof kan ons nie die redding kry nie. Geloof word verduidelik as die bewys van iets wat bestaan, wat jy nie aan kan vat of kan sien nie. Geloof is nodig vir ons almal. Want deur geloof kan jy nie jou redding kry nie. Is nie waar nie, Boeta? Want as jy nie gaan glo aan iets wat jy nie kan sien nie, dan weet ek nie, wag, ek soek nou daai woord, ek sal nou op hom kom, ons gaan net so 'n bietjie aan. Jy kan 100% verseker wees, dat jy wel jou ewige bestemming kan verander. Jy kan, want Efesiërs 2, vanaf vers 8 tot en met 10, wat jy self kan gaan lees, sê dit vir ons. Maar kom ek lees dit sommer vir julle. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem. Want ons is sy maaksels, geskape in Jesus Christus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Met ander woorde, genade, weer eens, genade is 'n gawe van God. En as ons sy genade gaan aanvaar, deur ons geloof aan hom te betoon, kan ek nie sien hoe ons anders kan, as om ons ewige bestemming te bereik nie. En dit is in die koninkryk saam met God. God het 'n spesifieke doel vir elkeen van ons. Elkeen van ons se lewens is daar 'n spesifieke doel. Maar die besonderhede van daai doel is slegs tussen u en God. Dit is 'n besluit wat jy moet neem, en is 'n besluit wat God aan jou sal bevestig. Is nie waar, Boeta? Goodie. As ons dit doen, die besluit wat ons moet neem, die goeie werke wat ons gaan doen, moet dit nie gedoen word, as jy byvoorbeeld nou by 'n man op die straat verbyloop, en jy gee nou vir hom iets om te eet, of geld om vir hom iets te koop om te eet, moenie 'n selfie neem nie, en dit op wêreldwyd gaan versprei nie. Want wie kry dan die eer daardeur? Jy? Dis wel 'n goeie werk, maar sê God nie vir ons, die eer kom hom toe nie? Nou, ons het gehoor van hoe ons moet dinge doen, wat ons moet doen. Maar hoe verklaar ons? Hoe verklaar ons nou dat ons in geloof 'n nuwe lewe gaan hê? Hoe verklaar ons dit? Wie kan my daai antwoord gee? Ek weet jy kan, Boeta. Deur die doop. Die doop van die gelowiges, 'n openbare verklaring van 'n veranderde lewe. Die doop van gelowiges is 'n belangrike manier om jou verlossing openlik te verklaar. Nie waar nie? Amen. Dit vier die einde van jou ou maniere, van jou ou lewe, en die begin van jou nuwe lewe. Jesus het gesê in Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit is 'n opdrag van Jesus.
daar word vir my so duidelik gesê, gaan doop hulle. Dit is nog so 'n verklaring, 'n openbare verklaring. Want reg deur die Nuwe Testament is daar baie mense wat gedoop word. As ons gaan kyk byvoorbeeld in Lukas 3:3, hou die doop voor, skus tog. En hy het gekom in die hele omtrek van Judea, Jordaan, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig en beklemtoon die belangrikheid van 'n openbare verklaring dat ons weggedraai het van ons ou lewe en sonde. Daar word bevestig. Openbare verklaring. Lukas 3:3. Die doop red ons nie en bedek ook nie ons sondes nie, maar dit verteenwoordig die kritiese deel van ons lewens as Christene. 'n Verklaring dat jy 'n nuwe skepsel is in Christus. Jy verklaar met ander woorde, jou ou lewe is verby, jy het 'n nuwe lewe begin. Maar nou kom ons weer terug by die vraag, hoekom moet God jou in die hemel toelaat? Ek het nou vir julle verduidelik wat ons moet, maar hoekom moet hy jou toelaat? Ons sal daai vraag nou beantwoord. Nee, boete. Nou kom ons by Lukas 3:21. Dit sê, en toe die hele volk gedoop is, en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, en die hemele oopgegaan. Nou geliefdes, as Jesus homself laat doop het, hoekom? Hy was die enigste persoon, as daar enige lewende wese op aarde was, wat nie nodig gehad het om gedoop te word nie, was dit Jesus. Want hy het 'n sondelose lewe gelei. Nou hoekom sou hy homself laat doop het? Om vir ons 'n voorbeeld te stel. En dit is altyd goed. Geliefdes, dit is altyd goed om Jesus se voorbeelde te volg. Is dit nie? Amen. Amen. Nou, as jy nog nooit vir Jesus as deel van jou lewe gemaak het nie, of hom gevra het om te kom oorneem nie, is vandag die tyd. Dit is vandag die tyd. Want jy wil jou ewige bestemming verander. Jy wil jou ewige bestemming in die teenwoordigheid en in God se paradys gaan inwoon. Wil julle nie? Ja. Dit is mos waar ons wil wees op die einde van die dag. As jy dit nog nie gedoen het nie, en as jy dit wel gedoen het, en jy voel dat jy nie vandag meer leef soos wat God wil hê jy moet leef nie, is dit maklik om jou paadjie te verander. Maklik, met 'n simpel gebed. Dit mag miskien iets klink soos, met 'n voorbeeld. Jesus, ek weet dat ek 'n sondaar is, en dat net U my kan vrymaak van my sondelas. Ek vra U om in my lewe te kom, my skoon te was van al my sondes. Help my om elke dag, in elke aspek van my lewe, vir U te leef. Dankie dat U my lewe ingekom het en my vrygemaak het. Maar dit is nie net 'n gebed wat jy opsê nie. Jy moet dit inniglik bedoel met 'n opregte hart. En daardeur kan jy jou ewigheid verander van die hel na die hemel. En ek glo elkeen wat van ons wat hierna luister en wat hier sit, wil 'n ewige lewe in die hemel hê. Geliefdes, ons het min tyd oor. Daar is nie meer baie tyd nie. Ons kan nie rondloop en sê, okay, ek het nog nie heeltemal oorgegee nie, ek sal dit miskien doen as ek dit klaar gedoen het, of as ek dat klaar gedoen het, of ek sal dit nou doen. Nou mag miskien te laat wees. Niemand van ons weet wanneer ons tyd op is nie. Niemand van ons weet wanneer God se tyd kom nie. Maar nou is die tyd. Nou is die tyd wat ons
onsself moet regmaak. Elke oomblik van elke dag kan miskien vir jou te laat raak. Dis kom ek sê, nou is die tyd. Nou kom ek terug by my vraag. Hoekom moet ek jou met hemel toelaat? Ons het nou gesê, ons het Jesus aangeneem as ons saligmaker en ons verlosser. Ons het die gebed gebid, soos gedoop, doen al die goeie werke en al die goeie dinge wat ons veronderstel is om te doen. Maar God wil hê ons moet seker wees. En ek gaan afsluit met hierdie laaste skrifgedeelte. God wil hê ons moet seker wees. Want die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 3 vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle ewige lewe, dat julle 'n ewige lewe het, dat jy 'n ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Daar sê God vir ons dat ons 'n ewige lewe kan hê. Het. Dankie my sussie, dankie my vrou. En ons almal weet, ons kan die woord van God vertrou, want dis waar. Dis die waarheid. Ons sluit af met die nagmaal, die heerlike gebeurtenis wat God ons self gegee het, wat vir ons opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 29. En ek lees dit graag vir u. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wyse 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telke vernuwe word. Dit is 'n gedagtenismaal. Die Here het met die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Dit is ook vir ons 'n waarborg, want daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. Dit is 'n viering met die gemeenskap, met die lewende Here en met mekaar. Omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. So ook 'n toekomsverwagting. En ons het die versekering in die nagmaal, dat die Here een is met ons. Geliefdes, dis 'n vreugdefees. Hoewel ons as gemeente die nagmaal met veel ywer erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besonderse manier die vrug van sy lyding, sterwe en opstanding aan ons oordra en aan ons uitdeel. Geliefdes, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Soos wat die waarskuwing ook vir ons opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaroor. En glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al jou sondes.
Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gegiet is, tot volkome versoening vir al ons sondes. Geliefdes, mag julle week gevul wees met liefde, vrede, vreugde van ons God, ons Vader. Ons sluit af. Hemelse Vader, ek aanbid U in waarheid en in gees. Hemelse Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Eerstens kom ek teen enige bose mag, prinsdom van die duisternis en die planne van Satan, die duiwel, om te vernietig, te steel en te verslind, dat het sal sterf en geen effek sal hê nie. Vader, ons weet en glo dat daar lewe nou gespreek word oor hierdie persoon se gesondheid, sy huwelik, sy finansies, verhoudings, besighede en veral geestelike lewe. Geliefde, jy sal God se seën en beskerming ondervind. God seën en behoed jou. God laat sy aangesig oor jou skyn en verhef sy gesig oor jou en gee jou vrede. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons kan weerstand bied en staande kan bly teen die liste van die Satan. In die naam van Jesus bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van die duisternis van hierdie eeu en alle bose magte in die lig van vandag af teen my staan. Ek beveel alle bose magte om hulle werke onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus te gaan en te gaan wag vir hulle oordeel. Ek omgord my met die lende vandag, met die gordel van waarheid, my God. Ek trek die borswapen van geregtigheid aan. Ek sit die skoene van vrede aan my voete, vir die bereidheid van vrede. Ek sit die skild van geloof op, waarmee ek die vurige pyle van die bose kan uitblus. Ek trek die helm van verlossing aan. Ek neem die swaard van die Gees op, die woord van God. Vader, bo dit alles beklee myself vandag met liefde, wat die band van die volmaaktheid is, soos opgeskryf staan in Kolossense 3:14, en beklee julle bo alles dan, met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Vader, gee aan my die wysheid, die insig, verstand, om vandag 'n goeie kruisman vir U te kan wees. Ek onderwerp myself aan U vandag, my God, en ek weerstaan die duiwel, Satan, want in U woord is geskrywe, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Ek bid dit alles in die kosbare naam van ons Verlosser, in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefdes, genade vir julle, vrede van ons, van God, ons Vader en Here Jesus Christus. Amen. Do you feel like the odd one out, wandering in the desert, or feeling like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCR MTS, a calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Vaal Oever van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counsellors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Berger, at 076 479 7517, or consult Jill at 074 689 6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan 068
577-9817. Pastor Frikkie at KZN 079-261-1332. Evangelist Kobus Smit, yes, he's in the West Rand, 079-509-3306. And then there's Pastor Barry in Primrose at 074-089-7849. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So, contact us right now.